Dr. Cornelius Matandiku, 'n befaamde evangelis in Afrika, het elke aand gepreek gedurende 'n geestelike beklemtoningsweek by die Solusi Universiteit in Zimbabwe. 'n Jong man in die gehoor het gedurig gepraat en gelag saam met sy vriende en die aandag van die ander van die boodskap afgetrek. Mandia, 'n teologiestudent, het agter die jong man gesit en het besluit om vir hom te bid. Die ontwrigtende gedrag het egter slegter geword soos wat die dae verbygegaan het. Toe, naby aan die einde van die week, het Dr. Cornelius 'n oproep gemaak vir bywoners om Jesus te aanvaar en gedoop te word. Tot Mondia se verbasing het die jong man opgestaan en vorentoe geloop. Die volgende dag het hy teruggekom, aandagtig geluister en was onder diegene wat gedoop was. Dit is nie 'n eenmalige geval nie. Adventiste skole speel 'n belangrike rol om jong mense na Jesus te lei en hulle in die kerk te hou. As 'n voorbeeld, ooreenkomstig die Joernaal van Adventiste Opvoeding, was 'n studie uitgevoer onder Adventiste families van die Lake Unie Konferensie in die Noord-Amerikaanse divisie. Van daardie families het 98,2% van die jeug wat al 12 grade in Adventiste skole voltooi het, by die kerk aangesluit en in die kerk gebly. Dit vergelyk met slegs 50,8% van diegene sonder Adventiste opvoeding en soortgelyke statistiek kan wêreldwyd verwag word. Dit is waarom Adventiste skole oral gestig moet word en dit vereis betekenisvolle finansiële hulpbronne. As daar egter gegee word soos voorgestel deur die gesamentlike offergaweplan, sal deel van u belofte offergawes help om Adventiste onderwys wêreldwyd te ondersteun, terwyl ons tiende en belofte, gereelde en sistematiese offergawes terugbring, mag ons begeertes laaste stel en God eerste.